29, en toe Moses van die berg Sinaï afdaal. Die twee tafels van die getuienis was in die hand van Moses, toe hy van die berg afdaal. Het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink, omdat hy met God spreek het nie. Okay, so, wat sien ons? Dis 'n heerlikheid. Hy het 40 dae nie water gedrink, net nie dood gegaan nie. Hy was nie in teenwoordigheid van die Almagtige, en sy gesig het geblink. 30, en toe Aaron en die kinders van Israel Moses sien, het die vel van sy gesig geblink. Daarom was hulle bevrees om naby hom te kom. Hier is 'n groot gebeurtenis. Hulle sien sy gesig, hulle sê, "Ooh, wat gaan aan hierso?" En hulle vlug van hom weg. 31, en Moses het hulle geroep, en Aaron en al die owerstes in die vergadering het na hom toe teruggekom, en Moses het met hulle gespreek. So hierdie was 'n baie groot gebeurtenis, 'n groot heerlikheid. Nou ons lees van dit in 2 Korintiërs 3, kom ons bly gou gesoontoe. Kom by 5 begin. Nie dat ons uit onsself bekwam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament. Nie van die letter nie, van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. So wat is die letter? Die Ou Testament. Wat is die Gees? Die Nuwe Testament. Wat maak die Ou Testament? Hy maak dood. Wat maak die Nuwe Testament? Hy maak lewend. Wat is die Ou Testament? Vers 7. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. Wat moes vergaan? Moses se aangesig. Ja, die verbond moes vergaan. God het 'n verbond gemaak met die huis van Israel en die huis van Juda. En toe maak hy weer 'n verbond, 'n nuwe verbond, die huis van Israel en die huis van Juda. Die eerste verbond was in heerlikheid, want toe Moses van die berg af neerdaal met die tafels van die verbond in sy hand, het sy gesig geblink. En mense kon nie vir hom kyk nie. Vers 7, en as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, wat is die 10 gebooie? Die bediening van die dood. Moet ons nog die 10 gebooie hou, as jy wil doodgaan? Ja. Hoe kan jy dit sê? 7, en as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan, is daar enigstens twyfel, wat is die bediening van die dood? Dit wat Moses daar van die berg afgebring het, die eerste verbond. Hoekom is dit die bediening van die dood? Want dit is 'n verbond met 'n wet. En dis 'n wet sonder genade. Hy veroordeel jou. Hy maak jou dood. Toe maak Vader 'n nuwe verbond met die huis van Israel en die huis van Juda. En die verbond het ook 'n wet, maar die wet het genade. Dit beteken as jy daai wet oortree, gaan jou oortreding op iemand anderster uit genade uit. Dit is wat die nuwe verbond is. Beteken dit ons kan nou maar sondig, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie, want hy wat die sonde afgesterf het, toe kan hy nog daarin lewe. Ek dink dit is Romeine 6. So as ons nou nog by die bediening van die kliptafels wil bly, dan speel ons met die dood. 'n Seker dood. Dan sê vers 8, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie? As die heerlikheid van die eerste verbond so groot was, dat die gesig van Moses geblink het, dat hulle nie van hom kon kyk nie. En dit is die verbond wat moet vergaan. Dit is die verbond van die dood. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees in die nuwe verbond dan nie in heerlikheid wees nie? Hoeveel groter, meer heerlikheid is daar dan nie in die nuwe verbond nie? 9. Want as die bediening wat veroordeel, dis die ou verbond, heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Dit wat Moses vir hulle gebring het van die berg af, is veroordeling. Wat het dit gesê? Ek bly net gou een terug, en lees ek net daar van 6 dae se arbeid. Eksodus 34, vers 21. 6 dae moet jy arbei, maar op die 7de dag moet jy rus. In die ploegtyd en die oestyd moet jy rus. Dit is toe nou nie hy wat ek soek nie. Hy herhaal hom weer. 35 vers 2. 6 dae lank kan daar werk verrig word, maar op die 7de dag moet daar vir julle heilige 'n dag van volkome rus wees tot eer van Jahwe. Elkeen wat daar op werk verrig, moet gedood word. Wat bring Moses vir hulle van die berg af? Nog altyd kon hulle 7 dae werk, het niks gebeur nie. Nou kom hy met 'n bediening wat veroordeel, wat sê, van nou af, werk jy 6 dae,
In die 7de dag rus jy, en die ou wat werk, ons maak hom dood. Dit is die bediening van die oordeel. Nou, dat 'n rede daarvoor. Dis nie 'n verkeerde bediening nie. God is nie kwaad vir hulle nie, daar's 'n rede vir dit. Maar ons wat nou in die nuwe verbond leef, moet weet, dit is verby. Nou weer terug 2 Korintiërs 3 vers 9, want as die bediening wat veroordeel, heerlikheid was, die bediening wat sê, 6 dae moet jy arbeid, die 7de dag moet jy rus, en as jy nie rus, moet jy doodgemaak word. As daai bediening in heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Kan die eerste bediening jou regverdig maak? Kan ek die wet hou en sê ek gaan nou regverdig wees? Ek kan nie. Want die eerste verbond se doel is nie om iemand regverdig te maak nie, maar hy veroordeel jou. Hoekom? Want hy hou Israel tydelik onder bewaring totdat hierdie nuwe verbond gekom het wat wel in staat is om hulle te regverdig. Hoe kan die nuwe verbond hulle regverdig? Want dis ook 'n offer in die nuwe verbond, maar daai offer is die volmaakte offer vir hulle sonde. So hoewel hulle onregverdig is, kan daai offer hulle regverdig maak, want daai offer is in hulle plek. Hulle was skuld, hulle is onregverdig, maar hulle word regverdig gemaak deurdat die offer in hulle plek gebring is. En dit is die nuwe verbond. Dit staan los van die ou verbond. Die ou verbond het dit vooraf gegaan, maar toe stop dit, hou dit op. Elke jota en titeltjie het opgehou met die nuwe verbond. Hoe? Hou dit vir my op? Ek sterf. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Hoekom wil ek geregverdig wees van die sonde? Want dan is ek regverdig. Wat maak my ongeregverdig? My sonde. Hoe word ek geregverdig van my sonde? Ek moet sterf. Hoe sterf ek? Ek laat my doop in sy dood. En ek staan op in 'n nuwe lewe saam met hom in 'n nuwe verbond. Die verbond wat my vry maak. Maak hy my vry? Hy vat my sonde weg. Wat maak hy met my sonde? Hy sit dit op Yeshua. Wat maak Yeshua met dit? Hy het dit betaal. Vers 10, want wat verheerlik was, naamlik die ou verbond, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie. Vanweë die alles oortreffende heerlikheid van wat? Van die nuwe verbond. Die ou verbond is nie verheerlik nie, as gevolg van die alles oortreffende heerlikheid van die nuwe verbond. Mense wat die ou verbond wil verheerlik, staan in vyandskap met die Almagtige. Hy het die nuwe verbond gemaak. En hy sê die heerlikheid van die nuwe verbond oorskadu totaal die ou verbond. En as jy die ou verbond wil verheerlik, wat sê jy van die nuwe verbond? Die parallel wat ek al voorheen getrek het, van die flits in die grot is 'n baie goeie parallel. Jy's in 'n grot, saam met 'n geselskap, en die ligte is aan, en jy kyk, en die toergids sê vir jou, kom ek wys julle hoe donker is dit in hierdie grot as die ligte af is. Jy skakel die ligte af, en daar wil die ligte nie weer aan nie. En glo vir my, vir die van die wat ons wat al in 'n grot was, as hy ligte afgeskakel word, jy so goed soos blind, daar's niks. Nou moet jy die grot uit. Hierdie toergids druk hy skakelaar, daar gebeur niks. Jy moet uit. Jy kan nie. Jy is verlore, jy gaan daar doodgaan. En jy kan skree as jy wil, jy's binne in die aarde. Niemand hoor jou nie. En dan haal iemand 'n flits uit sy sak uit, en hy sit die flits aan. En wat sê die mense? Wat 'n heerlikheid. Het die flits nou hulle gered? Nee, hulle is nog steeds in die grot. Maar hy lei hulle na die redding toe. Hoe? Hy lig, en daar stap hulle. Hy hou hulle onder bewaring tot wat? Tot hulle by die deur uitgaan. En dan is hulle buite in die son, en wat doen jy dan met die flits? Wel, net wat jy wil, maar hy is dan nutteloos. Hy het absolute heerlikheid in die grot gehad. Maar toe die teenwoordigheid van die son kom, kan jy nie sien hy's aan nie. Dis die ou verbond. Party mense is so trots op die flits, dat hulle in die sonlig vir almal loop en wys hoe lig daai flits van hulle. Jy kan dit nie sien nie. Jy moet in die flits kyk om te sien of hy aan is. Maar ek verheerlik die ou verbond, asof daar enige geregtigheid in is. Daar's niks. Niks. Vers 10, want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Want as wat moes vergaan, die eerste verbond, met heerlikheid was, dis Moses van die berg af, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. Wat moet bly? Die nuwe verbond, wat ons regverdig. Hoe lank? Wel, hoe lank wil jy regverdig wees? Vir ewig asseblief. Dis hoe lank. En die ou verbond, hoe lank? Totdat hy sy doel gedien het. Wat was sy doel? Om Israel tydelik onder bewaring te hou. Totdat die volmaakte gekom het. Het die volmaakte gekom? Ja. So wat is nou die doel van die ou verbond? Niks. Hy het nie meer 'n doel.
Die nuwe verbond se doel is om my te regverdig. Vir hoe lank wil ek geregverdig wees? Tot in ewigheid. Hoe lank gaan die nuwe verbond hou? Tot in ewigheid. Vers 11, want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy gesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Wat moes vergaan? Die ou verbond. Maar hulle sinne is verhard. Wie sinne? Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament, van die flits, dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Wat 'n bedekking? Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, het daar 'n bedekking oor hulle hart. Wat is Moses? Moses kom van die berg af met die klippe. Dit is die bediening van die dood. Ek lees die bediening van die dood elke dag. Wat gebeur? As 'n bedekking oor my hart. Wat moet in my hart kom? Die saad van die ewige lewe. Nou kan dit nie, ek het 'n sementblad gegooi. Yeshua saai die saad, maar daar's 'n sementblad. Wat is die sementblad? Die lesing van die ou verbond, die lesing van Moses, 15. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot Yeshua bekeer is, word die bedekking weggeneem. Hoe bekeer ek my tot Yeshua? Ek gaan oor na die nuwe verbond toe, want hy is die middelaar, die hoëpriester van die nuwe verbond. En wat gebeur met die sementblad? Word opgebreek. Kom daar in met 'n groot bulldozer en breek hom op, ploeg dit om, berei dit voor, en nou kan ek die woord hoor. Die bedekking is weg. Vers 17. Yeshua is die Gees. En waar die Gees van Yeshua is, daar is vryheid. 'n wet dwing. Vryheid is 'n keuse. 18. En terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig beteken soos Moses, hy het 'n bedekking oor sy gesig gehad, die wet is 'n bedekking oor my hart, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van Yeshua aanskou, word ons van gedagte verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur Yeshua wat die Gees is. Wat 'n pragtige verduideliking. Hoe gevaarlik is dit om die wet te hou? Hy veroordeel jou, hy het nie genade nie, en hy plaas 'n bedekking oor jou hart, en jy kan nie die nuwe verbond sien nie. Dis so gevaarlik.